Gaan na die dokters toe, hit me with your best shot. En dan, sodra hulle geshot is, hit daai dokters bietjie te veel. ja, en dan as jy weer sien, dan is jy vel en been en poepstring alleen, soos wat hulle altyd gesê het. Maar is 'n tendens wat hier by ons ook 'n bietjie opgetel het, maar it's not always a bad thing. Ja. Verstaan jy? Dit is enige gesondheidsgoeders of wanneer jy nou begin kyk na gewigsverlies en sulke tipe goeders, moet altyd gedoen word in samewerking met 'n ordentlike dokter wat weet wat hy doen en al daai lekker goeders. So ons het toe nou vandag besluit, nadat ons laas so lekker peptides gesels het ook, ons nooi vir Dr. Gerard Vosloo, hy's 'n sports exercise and lifestyle physician, ook die eienaar van Monument Medical Practice en die stigter en 'n lead physician, baie offisieel daarso van BioWell. Gerard, welkom, goeiemôre. Hallo. Môre Doopie, môre Nina, baie dankie dat ek hier kan wees. Hoor jy nou die fad, nê? Dink jy dis 'n fad? Dink jy dis 'n ding hierdie peptides? Want eers die mense chat daarom nou verskriklik daaroor. Nee, ek dink definitief nie dis 'n fad nie. Ek dink dis hier om te bly. Dit is 'n ongelooflike opwindende deel van medisyne wat besig is om op te kom. Ietsie wat eintlik baie lank weggehou is van mediese kennis af. Dis nie nuwe tegnologie nie. Peptides is al gebruik van die mid-80s af, jy weet, deur die Russiese regering en hulle weermag. So, daar's 'n klomp redes hoekom dit weggehou is van mediese kennis af en die navorsing af. En dis nou besig om uit te kom. So dit is 'n baie lekker en interessante veld om in te beweeg. Is dit goeie redes of is dit skeie redes? Hoekom is dit weggehou van mediese kennis af? Kyk, die moeilikheid is as jy kyk na hoe iets geregistreer word as 'n mediese produk. Ons praat van from bench to patient, vat dit omtrent 10 jaar as daar iets nuuts uitkom om deur al die regulatoriese riglyne te gaan en die studies en die res. En die geld wat dit kos om daai goed daar te kry is ongelooflik. Jy kyk na enigiets tussen 1 tot 2 biljoen dollar van research and development tot by die pasiënt. $400 miljoen om 'n molekuule te registreer. En die moeilikheid met die peptides is, dit is meeste van hulle is iets wat natuurlik voorkom in jou liggaam. So dit kan nie geregistreer of getrademark word nie. So 'n maatskappy gaan nie honderde miljoene dollars agter dit aangooi as hulle nie eksklusiwiteit op die verkoop daarvan kan hê. En dis waar die vertraging in die registrasie en van navorsing tot by dokter tot by pasiënt gekom. Okay, so kom ons begin by die begin. Vir ons leuke, wat is 'n peptide? Okay, dis 'n baie interessante ding. So 'n bietjie van 'n buzzword op die oomblik. Ja. So dit kom neer op aminosure. So aminosure is 'n bousteen van jou liggaam. Die vleis wat in jou liggaam is, bestaan uit aminosure uit. Dis hoekom dit so belangrik is om proteïene te eet, want jy het nodig om daai aminosure in te kry. So aminosuur string wat aan mekaar is, word gesien as 'n peptide as daar minder as 50 is in die string, en as daar meer as 50 is, word dit gesien as 'n proteïen. So 'n proteïen wat almal ken of word gesien as 'n hormoon, en dit is testosteroon. So dis 'n baie groot molekuule en hy voer 'n klomp crude effekte uit in jou liggaam, en dis hoekom ons ook neeweffekte sien, want jy wil graag hê hy moet iets doen spesifiek, maar hy doen 'n klomp ander goeders by. Waarby 'n peptide nou 'n baie kleiner molekuule is, en dis soos 'n kort WhatsApp boodskapie sommer aan jou sel om te sê, maak gou hierdie ding gesond of doen gou dit, in plaas van dat jy 'n klomp opdragte skree na die sel toe en sê doen 1000 goed op dieselfde tyd. Nou, jy praat nou so van die buzzwords, maar ek is deur mekaar met al die nuwe goedjies wat die tannies veral op TikTok wat die goed so bemark, en hulle mag blykbaar nie. Hulle gooi allerlei woorde rond, en dan sê ek soos, hoorie, ek weet nie, moet 'n mens dit kry, moet 'n mens dat kry, wat werk? Nou, vinnige vergelyking as jy kan. Ek hoor GLP's en dan hoor ek peptides. Is daar 'n verskil tussen die twee? Kyk, dis 'n lekker prentjie om te verf. So as jy GLP's en peptides, yes, albei van hulle is peptides, maar dis so goed soos om te sê aspirien en kortison is dieselfde ding, want albei is pille. Hulle albei val onder 'n peptide molekuule, maar hulle is regulatories spesifiek, is hulle in twee totale verskillende wêrelde geplaas. So ons GLP's is medikasies wat geregistreer is in Suid-Afrika, en die navorsingspeptides of terapeutiese peptides is ietsie wat onder 'n baie spesifieke regulatoriese riglyn val. Okay, wel, ek sien die WhatsApp-lyn is al klaar weer besig om hierso te kook. Die tannies wil nou weet, hoor, kan ek dit nou maar nog koop? Ek wil nou my somerlyfie begin regkry met hierdie goeters, maar ons sal nou verder gesels met Dr. Gerard Vosloo oor hierdie peptides of GLP's en al hierdie tipe goedjies. So as jy vrae het, welkom, stuur hom deur
0616104576. Nou eers tyd in Boone, Mr. Electric Blues, Groot FM 90.5 ontbyt met Dupie en Nina. Soms ons in die ateljee om te gesels oor peptides en GLP's en al die goeders. Dr. Gerard Vosloo. Wat lag jy so? Die WhatsApp sit inkom. Gaan jy hierdie podcast? Hoeveel kos die peptides? Ja, die mense wil weet. Maar dit is hoekom mense hierdie gesprekke moet hê, want ek dink daar's baie misinformasie op die internet, veral wanneer jy sien die tannie het nou die dag Tupperware verkoop en nou ewe skielik sê sy vir jou, hoorie, kontak my as jy 'n paar kilos wil drop voor Desember. Want dis die tendens nou, nê? Gerard is dis nie gereguleer nie en ek weet nie waar kry die mense hulle hande op hierdie produkte nie. Ja, ek dink jy weet en ek stem met jou 100% saam dat dit belangrik is vir ons om jy weet hieroor te praat. So die feit van die saak is net, jy weet ons sit met 'n perfect storm scenario waar mense begin mediese dienste betwyfel. Hulle begin tweede gedagtes kry. Ek dink na die hele pandemie wat gebeur het almal begin rondkyk op die internet en inligting begin bymekaar maak. En dit word ook gesien as 'n geleentheid vir mense om kansse te vat en dinge aan mense te verkoop wat nie noodwendig is wat dit is nie, punt 1. En punt 2, dat hulle geen kennis dra om dit aan mense te kan verskaf nie. En daai mense word dan nie opgevolg of gemonitor nie en dan sien ons die negatiewe nagevolge van dit wat hulle nou noem peptides, wat meeste van die tyd glad nie enigstens verwant aan die peptide was nie. Dit was ongereguleerde produk, wangebruik. Dit is nie getoets nie, die steriliteit is sleg en mense word siek. So die vraag is nie is peptides veilig of nie. Die vraag is waar kry jy dit vandaan? Is dit actually geregistreer? Is dit wettig? En hoe gaan ons dit veilig dan gebruik soos wat ons vorentoe gaan? Dis die punt. Okay, hier is nou wat ons sien. Ons sien mense wat baie maar raak van hierdie gebruik. Hoekom werk peptides vir gewigsverlies? Kyk, die vraag is, jy weet, jou hele liggaam kommunikeer met homself deur middel van peptides. So dis soos ek gesê het, jy weet, dis jou lyf wat die hele tyd vir selle WhatsApp boodskappe stuur om te sê doen dit of doen dat. So spesifiek op die GLP's, want peptides is nie gelyk aan gewigsverlies nie. GLP's wat ook 'n peptide is, het 'n effek op jou spysverteringsstelsel, as ook reseptore in jou brein wat goed soos food noise wegvat. Okay. So dit help 'n ou dan om jou manier van eet beter te reguleer. So food noise, sorry vir die wat nie weet nie, dit is daai jou lus. Jy sit die hele tyd en dink aan kos en alwaar jy kan dink is kos, wanneer is jou volgende happie en jy kry eintlik niks anders uitgevoer in 'n dag as gevolg van dit nie. Okay. So daar's 'n ongelooflike baie belangrike plek vir hierdie peptides, maar dit moet medies geïndikeer wees, punt 1, en dit moet deur 'n dokter gemonitor word en voorgeskryf word. Jy vind nie uit by jou dokter het hoë bloeddruk en dan begin jy rond Google en kyk watse bloeddrukmiddel kan jy in die hande kry op die internet, waar is dit die goedkoopste beskikbaar en gee dit vir jouself nie. Jy sien jou dokter vir mediese sorg en dan, jy weet, verdere opvolg na die tyd, gaan dit beter met jou, is dit veilig, o nee, wag, hier is 'n neeweffek, ons verander. Dis hoe mediese sorg veronderstel is om te werk. So ek neem aan die ergste ding wat jy kan doen vir jouself is jou chommie het nou van hierdie goed in die hande gekry en gesê, hoor hierdie goed werk soos 'n bom, chom, ek is in die beste shape van my lewe, ek's 55, couldn't be happier, en dan kry jy daai selfde ding by jou chom, don't do that. Ja, absoluut, ek dink, jy weet, vir elke persoon wat peptide behandeling oorweeg, dink ek is daar 3 vrae wat jy vir jouself moet vra. Die eerste vraag is, word hierdie middel voorgeskryf deur 'n geregistreerde mediese dokter? Is daar 'n konsultasie wat plaasvind, nie op WhatsApp of jy weet ietsie wat jy hoor oor die radio en nou koop jy 'n produk nie. Die tweede vraag is, waar kom hierdie produk vandaan? Kom dit van 'n geregistreerde apteek by die SAPC, dis die South African Pharmacy Council, en is daai produk daarso geregistreer? En dan die derde vraag is oor die produk self. Dit word deur SAHPRA gereguleer om te sê, is daai produk getoets, is daai produk skoon, is daar nie enige bakterieë nie, en jy weet, mag dit wettig in die land wees? As jy daai 3 vrae vir jouself kan antwoord, dan kan jy dit veilig gebruik. Kan ons net gou die, ek dink die mispersepsie of die wanpersepsie, net gou uit die pad uit kry, want almal praat nou, die groot buzzwords, soos jy nou gesê het, was oorspronklik Ozempic. Toe hoor ons nie al hierdie mense gebruik Ozempic. Ozempic is medikasie vir diabetes, né? En toe kom hierdie peptides ook nou, die peptides by, en almal is soos, ja, maar dit is Ozempic, hierdie Retatrutide, of whatever die goeters is. Is dit dieselfde formulering, en is hierdie GLP's, wat nou gebruik word vir gewigsverlies deur 'n mediese dokter, is dit eintlik maar nog steeds diabetes medikasie in kleiner dosisse wat deurgegee word?
Toebie, kyk, ek dink wat gebeur het is dit was 'n weird and wonderful, ontdekking gewees toe hulle die studies begin hardloop op semaglutide wat nou die aktiewe bestanddeel van Ozempic is. Het hulle begin agterkom dat daar ontsettend baie ander gesondheidsvoordele saam met dit is. Met al die gewigsverwante siektes soos hoë bloeddruk en diabetes en die res. So toe het die hele gewigsverlies ding ingekom en dit is hoekom ons nou op die mark sal sien by jou dokter is daar Ozempic en dan is daar Wegovy. So Wegovy is presies dieselfde middel semaglutide as wat Ozempic is, maar die indikasie daar spesifiek is vir gewigsverlies en nie vir diabetes en insulienweerstandigheid nie. So ja, dit is geïndikeer spesifiek vir dit, maar daar is ander goeders waarvoor 'n mens hierdie medikasies kan gebruik onder die toesig van jou mediese dokter. So wat is dan die moontlike neeweffekte as jy nonsens gebruik, as ek dit so kan stel. Nie die gereguleerde produkte nie, die produkte wat jy kry by jou haarkapper of die tannie wat die Tupperware verkoop. Kyk, ek dink as ons spesifiek oor die GLP's praat, daar's 'n lys baie bekende neeweffekte waarvan almal nou weet. En dit is jou tipiese gastro-intestinale goed soos naarheid en hartlywigheid en moegheid en sulke dinge. As ons praat oor die peptides en as jy 'n ongeregistreerde of 'n ongereguleerde produk in die hande gaan kry, dink ek jou grootste risiko daar is punt 1 is dit wat jy dink dit is wat jy in jou liggaam insit, want jy weet nie wat is binne in daai botteltjie wat jy koop nie. Die tweede ding is as die steriliteit compromised is in daai botteltjie, kan jy met baie ernstige sistemiese infeksie en septisemia en nonsens sit. As jy dan, want onthou meeste van hierdie goeters is skedule 4, wat beteken dit word ingespuit in jou liggaam in. So jy het nie nou nog die defense barrier van jou gut en allerlei goed om jou te help. Dit is direk ingespuit in jou liggaam en opgeneem in jou bloedstroom en dan is jy 'n sitting duck en jy is heeltemal exposed as daar moeilikheid met die produk is. So ja. Kan ons so ver gaan om luisteraars veilig te hou deur te sê jy mag in Suid-Afrika, mag jy nie 'n skedule 4 medikasie, mag jy nie adverteer op enige platform nie. So as jy dit sien op Facebook, Instagram of waar ook al, dan kan jy sommer net weet, daai is nie die legit ding nie. Absoluut, en dit was ietsie wat ek baie mooi moes navigate toe ek in hierdie spasie ingekom het met BioWell, was soos om te sê, dit is huidiglik op hierdie manier word dit deur biohackers verkoop op die internet, sosiale media figure, sangers, allerhande dinge, en dit is in 100% direkte kontra-indikasie van advertensiewet. Jy mag nie geskeduleerde medisyne adverteer nie. Jy mag sê, hierdie medikasie is beskikbaar en dit kan gebruik word as deel van 'n program. Hierdie is die mediese praktyk en sien jou dokter om dit daar te kry. Maar om net te sê, hierdie is die goedkoopste middel, dit gaan die beste vir jou gee, claims te maak van definitiewe uitkomste, definitief nie deel van wat wettig is nie. Nee. So, hierdie peptides, sou dit nou reg gebruik word saam met jou dokter, dit is geregistreer en. Wat se voordele het dit alles, behalwe dan nou gewigsverlies? Weereens, ek dink ons moet onderskeid maak tussen die GLP's en die res van die peptides. So die GLP's is gewig en al die, obesity-related chronic diseases. Noem dit net gou, dit is natuurlik cholesterol. Hoë bloeddruk, cholesterol, diabetes, slaapapnee. Daar is 1000 goed wat verbeter as jy gewig verloor. So dit is set in stone. As ons kyk na hierdie terapeutiese peptides, as ons iets kan noem, dan praat ons oor iets soos BPC 157, Body Protection Compound 157. Baie algemene peptide en ek dink as jy enigstens oor peptides lees of weet, dan gaan jy van BPC 157 weet. Ongelooflike peptide wat jou liggaam self produseer om genesing by te bring in jou liggaam. En op 'n punt in jou lewe hou jou liggaam op om dit te produseer, weens ouderdom, weens toksins wat van buite af inkom, en om dit dan aan te vul in jou liggaam met ongelooflike voordele ten opsigte van genesing en verbetering van die toestand van jou liggaam. So daar is 'n massa en 'n magdom kennis oor wat hierdie peptides kan doen. Dit beteken nie dit is vir almal nie. So dit moet, half oorweeg word deur jou mediese dokter of jou span en dan sê, is daar indikasie vir jou hierso en dit dan vir jou voor te skryf op die regte, wettige, veilige manier. So kom ons sê, jy besluit nou, hoorie, mamma sou moeg vir dik wees, ons wil 'n plan maak, nê? En hulle kom daar na jou toe. Wat is die proses wat julle gaan volg? Trek julle bloed, kyk wat gaan in die bloed aan, wat is al die mediese inligting wat jy kort voordat jy gaan sê, weet jy wat, ja, ek is 100% saam met jou op hierdie journey, dis veilig vir jou om dit te gebruik, en wat sal jy nou voorskryf om saam met hierdie te gebruik, en, laaste vraag, is dit iets wat 'n ou dan nou kronies moet gebruik, moet ek
permanent spuit om dun te bly of gaan ek nou weer vet gat raak as ek ophou? Ek hou nie baie van jou taalgebruik nie. Dit is nie baie mooi nie, maar anyway. Dit is wat dit is. Doopie, ek dink jy weet dit is basies eintlik maar net om 'n mediese konsultasie vir jou te moet verduidelik. So jy weet jou dokter bring 'n klomp goeters, neem 'n klomp goed in ag. Jy weet, is daar indikasie sukkel jy met jou gewig? Is daar enige ander geassosieerde komorbiditeite soos hoë bloeddruk, soos diabetes, soos cholesterol, VRS? En dan, jy weet, vir daai mediese kondisies word dit, jy weet, bloedtoetse gedoen om te kyk, jy weet, hoe lyk jou cholesterol, is daar enige ander nonsens wat aan die gang is of nie. So die reël spesifiek hier is moet jy 'n bloedtoets doen om 'n peptiede te kan gebruik? En die antwoord is nee. Dit moet oorweeg word deur jou dokter om te sê, is jy 'n hoë risiko pasiënt, is jy 'n lae risiko pasiënt en gaan dit 'n verbetering in jou gesondheid bybring? As jy dan die besluitnemingsproses saam met jou dokter geneem het, word dit dan gemonitor oor tyd. En as ons sien daar's moeilikheid, as ons sien jou neeweffekte is baie of jou oë word geel, sal daar dan obviously 'n bloedtoets wees om te kyk na die kondisie van jou lewer of so. Maar weer eens, mediese toesig is die buzzword wat veronderstel is om gebruik te word hier. En moet jy dit dan nou, as dit nou werk vir jou, dit aanhou gebruik tot indefinitely? Nina, ek voel baie sterk daaroor en my antwoord op dit is nee, so onopwonde nee. Hierdie gaan vir my oor, dit is 'n ingryp of dit is 'n stuk gereedskap wat ons kan gebruik om hierdie proses vir jou makliker te maak. Dat ons die gewigsverlies kan bybring, maar dat jy absoluut sustainable lifestyle habits en veranderinge kan bybring. En dit is iets wat baie Daai is crucial. Definitief deur jy en jou dokter bespreek moet word en besluit word is, waar is ons veilige exit weight hierso? Dit moet vooraf bepaal word. Punt 2 dan om te sê, wat gaan ons doen in hierdie proses om seker te maak dat wanneer jou medikasie stop, dat dit 'n volhoubare proses is. En dit is hoekom ek die hele BioWell proses so ontwerp het, dat daar's baie spesifieke dieetriglyne. Ek is nie 'n groot fan van 'n dieet nie, ek skryf nie dieete vir mense voor nie. Ek sê vir jou wat nie om te eet nie, wat is goed, en dan kan jy soveel as moontlik as wat jy kan van dit eet, en dit is waar die sustainability lê. Jy kan eet waarvan jy hou, want een ou is nie baie lief daarvoor om 7 keer 'n dag hoenderborsies te eet nie. Ander persoon kan chicken breast and egg whites. Presies, net daai, jy weet, ek juice nie my chong. Like juice nie, exactly. So dit gaan oor om hierdie te gebruik. Dit gee vir jou 'n vensterperiode waar daar grace vir jou gaan wees om dit te kan doen, sodat jy die volhoubare langtermyn leefstylveranderinge kan bybring en dan sonder medikasie kan aangaan. Dis wat medisyne. Ja, dit maak vir my sin. Langtermyn volhoubare eetgewoontes, nê? Help nie Martie klim nou weer terug op die pies as hy nou klaar gespuit het nie. Die pies en die coke. Verstaan jy? Dit gaan nie werk nie. Hoor jy, Dr. Vosloo, baie dankie vir jou tyd. Dis Dr. Gerard Vosloo, Sports, Exercise and Lifestyle Physician, ook die eienaar daarso van Monumed Medical Practice, en hy is die lead physician op by BioWell. Om nou vir jou moontlik te verduidelik oor hierdie peptides GLP's, wees maar net versigtig. Dis al wat ek sê. Die rede hoekom ek en nie gedink het ons praat hier oor vandag is sodat jy ingeligte besluite kan maak, en soos jy nou gehoor het, kom by 'n dokter uit, nê? Moet dit nie net koop van die internet af en dan dink hier is die holy grail nou nie. Keep it safe. Kom by 'n dokter uit en jy weet, stap hand aan hand daai journey saam, en dan maak jy die regte besluite. Ons sal hierdie natuurlik podcast vir al die tannies wat gevra het, so jy sal weet wat om te doen. Groot FM 90.5